As die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdiges doen? Wat kan jy en ek doen? Nou hierdie vers wat ek aangehaal het, kom vanuit Psalm 11. En ons gaan net nou enkele verse uit hierdie Psalm lees. Daar staan vanaf vers 1, 'n Psalm van Dawid vir die musiekleier. By die Here skuil ek, hoe kan julle dan vir my sê, vlug na julle berg soos 'n voël? Want kyk, die goddelose span die boog. Hulle het hul pye op die snaar reg gesit om die donker te skiet, na die opregtes van hart. As die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen? Wat kan die regverdige doen? Ons leef in 'n wêreld en 'n land waar daar chaos is. Ons sien dat die goddelose maak nes wat hulle wil en doen wat hulle wil. En hulle kom met hulle streke en hulle planne en al hulle dingetjies weg. Of hulle nou roof, en of hulle nou plunder, en of hulle nou moord pleeg, of onregverdig is, of manipuleer, of net haatdraand is, ons sien dit raak. Dalk in die persoonlike lewe het jy mense om jou beleef wat so teenoor opgetree het, haatdraand en oneerlik en liefdeloos. En wat jou net te na wil kom, dan kan jy vra, as die fondamente omgegooi word, Here, wat kan ek doen? Wat kan ek maak in hierdie omstandighede? En dis wat Dawid uitroep, wat kan ons maak, Here? En baie maal, wanneer ons sulke omstandighede is, kan ons onsself dan ook vra, maak dit sin om 'n kind van God te wees? Het dit waarde om die Here te dien? Want kyk hoe maak daardie een. En kyk wat het daardie een gedoen? En kyk hoe kom daardie een met sy planne weg? Hy word nie gestraf nie. Sy word nie aangespreek nie. Maar ek wat 'n kind van die Here is, kry swaar, is bekommerd, is beangs. En Dawid noem hierdie dinge, en ons hoor, hy sê, by die Here skuil ek. Want nie om hom, of dit nou sy raadgewers is, of sy soldate is, sy generaals is, sê vir hom, daar is gevaar, vlug. Hy sê, maar by die Here skuil ek. Hoe kan jy nog vir my sê ek moet vlug? En in hierdie beskrywing kan dit wees dat hy verwys na gevalle waar hy in gevaar was. Daartoe het hy die Filistyne gaan veg het, die dorpie Keilah bevry het van gevaar met die Filistyne wat om hulle was. En Saul gehoor het dat hy daar was en plan gemaak het om soontoe te kom om hom te vang. Dit kan dalk daardie storie wees, waar hy toe dan gevlug het en in 'n ander stede gaan bly het. Of toe hy in spelonk weggekruip het vir Saul. Hoe dit ook al sê, hy het gevaar beleef, en hoe daar werklike haat in hierdie mense se harte was om hom leed aan te doen, wou Saul hom wil vang en sy lewe wou neem. Hy sê, by die Here skuil ek. Maar nogtans kan mens dink, hierdie goddelose kom nog steeds weg met al hulle dinge. Word hulle sondes oorgesien? En dan hoor ons in vers 11, of Psalm 11 verder, van vers 4, die Here is in sy heilige paleis, die troon van die Here is in die hemel, sy oë sien, sy ooglede toets die mensekinders. Die Here toets die regverdige, maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld lief het. Hy sal op die goddelose vangnette vuur en swaal laat reën, en 'n gloeiende wind sal die deel van hulle beker wees. Want die Here is regverdig, hy het die geregtighede lief, die opregtes sal sy aangesig sien. Hier hoor ons dit. Hy sien nie die sonde oor nie. As jy dalk wonder, dink by jouself. Het God die Vader jou sonde oorgesien? Het dit maar as te ware onder die mat ingevee? Of is dit gestraf? Want die sonde vereis dat daar gestraf word, en dit is naamlik die dood. Die tydelike dood, die liggaamlike dood en die ewige dood in die hel. Hoe het jy dit vrygespring? Hoe is jy begenadig? Slegs in Christus. So die Here sien nie die sonde oor nie. Christus het die straf in jou en my plek gedra. So hy is regverdig, hy sien nie die sonde oor nie. Hy laat geregtigheid skied. En so sal hy ook met die goddelose omgaan. Weet dat die Here regverdig is. Hy sien nie die sonde oor nie. Maar so daar in Romeine 8 ook staan, vers 38 en 39,
of dit nou lewe of dood is, gevaar of swaard, dinge van die verlede, dinge van vandag, dinge van môre, niks maar niks gaan ons skei van die liefde wat God die Vader vir ons in Christus Jesus het nie. Hy het ons vrygespreek van ons sonde ter wille van Christus. Hy is regverdig. Daarom maak dit sin om die Here te dien. Al maak die goddelose nie hulle wil. Het gaan nie oor wat ander doen nie. Die vraag is, hoe lewe ek vir die Here? Ons weet, die Here straf ook die goddelose. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kinders van U mag wees deur die Here Jesus Christus. Dat U regverdig is en nie sonde oorsien nie, maar sonde straf. U het ons sonde se straf aan Christus. Hy het die straf gedra. Dankie dat ons kinders van U mag wees en ook weet dat U geregtigheid sal laat geskied. En die goddelose nie met hul planne wegkom nie. Maar U straf dit. Ons gebed is ook dat Julle ook genadig sal wees, Here, soos U ook aan ons genade bewys het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.